die afgelope week of wat, voel het vir my of ons gemeente bloei. Het voel vir my daar so, ons vat shots van alle kante af. En as my so sing, what a wonderful name it is, the name of Jesus, dan gaan nou sy hart uit na mense wat deur erge trauma gaan op hierdie stadium. En tussen het Becky en Jackie ingeloop en ons wil net as gemeente vir julle sê, ons het nou 'n slide van Rudy opgehaat en ons het gestaan as gemeente vir hom en ons het 'n pilaar verloor, ons het 'n vriend verloor. Ek het 'n maatjie verloor. Ek weet dis nie naaste by vir my soos wat dit vir julle is nie, Backs. Maar ek wil vir julle sê, ons harte bloei vir julle en saam met julle en Jacquelientjie, ek weet, oupa was meer as net 'n oupa. Jy het baie jare by hom gebly hy's 'n pappa figuur ook. En ons bid regtig vir julle dat die Here vir julle sal seën. Daar's soveel goed wat gebeur en ek wil net dit wat julle ook gesê het, wat die band gesê het, is ons wil net die naam van Jesus spreek. Ons wil lewe spreek in hierdie gemeente. Dit voel vir my asof dinge net nie ophou nie. Vanoggend gehoor van André het eintlik al lyk my laat verlede week die beroerte gehad. En Charmaine het my eers vanoggend gebel en vir my gesê daarvan, maar en dan Andries, ek dink Andries is op hierdie stadium ons in my opinie die siekste persoon wat ek ken. En ek my hart gaan uit na hom toe. Annemarietjie, ons is daar vir jou. Jy moet weet, ons harte bloei vir julle. En ja, ek kan maar net sê, mense is versigtig om dinge uit te spreek wat jy nie van seker is nie en wat jy voel, jy weet, mense moet baie seker maak voor jy dinge sê. Maar ek bid dat die Here vir hom sal deurdra op een of ander manier dat hierdie hele proses gereverse kan word en dat hy gesond aan die kant gaan uitloop. Justice is die afgelope ruk deur 'n verskriklike groot ding ook en hy is 'n lewende getuie. Ek wil nog hy kan hy praat nog. Hy moet die voorkom staan eendag. En daar's 'n lewende getuie van die krag van gebed. En maar hy moet dit vir julle sê, nie ek nie. Julle sal hom eerder glo as vir my. En ek wil net hê ons moet vashou julle. Ek dink ons moet net vashou. Ons moenie ons voete laat glip nie. Ons moenie moedeloos word nie. Ons moenie voel ons is in die verlore kant nie. Onthou die sielevyand sal anders in sy vermoë doen om ons moedeloos te maak, om ons te voel daar is nie krag in gebed nie, om ons te voel ons fight a losing battle, om te voel maar ons hoop is in Christus. En al sterf iemand soos Rudy, al sterf iemand soos my ma, wat ek maandag moes begrawe het, of ons as familie al moes begrawe het. Al sterf hierdie mense, ons hoop bly in Christus. Ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons het hoop. En julle, ons is nie die enigste ouens nie. Hier sit mense met rousmart al vir jare en vir maande. En ek wil vir julle sê, ek dink aan julle. Ek sien julle raak. Ek sien julle. Ek weet waar dit gaan. Mag die Here vir ons genade gee en dat ons nie moedeloos word nie. Ek het maar net dit op my hart vanoggend. Vader, ons kom na U toe vanoggend, omdat ons weet ook dat ons verlosser lewe. U het die dood oorwin, U het opgestaan, Here, en omdat U opgestaan het, maak dit van ons godsdiens, as ek dit so mag stel, 'n lewende godsdiens. Here, ja, ons wil nie net in 'n godsdiens vasgevang wees nie, ons gaan vanmôre daaroor praat, ons wil in 'n verhouding wees met U. Here, godsdienst klink na ritueel, godsdienst klink soos iets wat op ons afgedwing word, godsdienst klink soos 'n stel reëls, maar verhouding is iets anderster. En ek wil vanoggend kom vra, Here, dat U sal wysheid gee hoe ons hierdie saak moet hanteer, wat ons vanmôre moet hanteer, as ons praat oor die lewensreis van heiligmaking, en ek wil bid dat U vir ons sal krag en genade gee, die koneksie ook te maak tussen verlede week en hierdie week, Here, want hierdie week se preek is nutteloos sonder verlede week se preek. En ek wil kom bid dat U
met elkeen van ons sal wees en vir ons ook hierdie besef vanoggend te gee, dat ons het 'n verantwoordelikheid om saam met U 'n pad te stap. Dit is nie vanselfsprekend nie. Ons moet sekere besluite neem. Ons moet 'n pad met U stap. Ons moet U kies. Ons moet heiligmaking najaag, soos wat Paulus vir ons sê, met alles wat in ons is. Ons moet meer en meer soos Jesus word en minder van onsself. En dit is wat ons vanoggend wil tuisbring, en ek vra dat U vir my wysheid sal gee om dit net die beste van my vermoë te doen. Ek bid dit in die naam van my koning en my verlosser, Christus Jesus. Amen. Ons tema vanoggend, heiligmaking, ons lewensreis. Ek dink net deur dit te sê, net daai statement te maak om te sê, heiligmaking is 'n lewensreis, behoort jou klaar 'n goeie idee te gee, dat 'n lewensreis beteken, dis iets wat nie afgehandel kan word nie. Dis nie iets wat ek hierdie kant van die graf kan afhandel nie. Dis iets wat ek, tot wanneer ek my laaste asempie gaan uitblaas, gaan ek op hierdie lewensreis wees van heiligmaking. Heiligmaking is 'n proses. Moenie skrik vir die woord heiligmaking nie. Ek gaan hom nou lekker vir jou opbreek en ons gaan lekker praat oor hierdie woord heiligmaking. Mense skrik vir hierdie woord. Dit klink so asof dit uit vir sekere mense, uitgesoekte mense is. Dit klink asof dit vir jy moet een of ander ek wil amper sê 'n titel of 'n ding hê of wat ook al, terwyl dit juis vir alle kinders van God bedoel is. En wat ek vroeër gesê het, bedoel ek, as gaan nou net so vinnige hersiening doen, maar net so oor 'n paar goedjies, dat ons net almal op dieselfde page is, want die van julle wat die verlede week nie hier was nie, ek promote nie my eie preek nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor, as jy verlede week se preek op 'n manier gemis het, hy is live op YouTube. Jy gaan net in op YouTube en jy gaan kyk na 'n Ahava video, of jy kan net 'n Ahava familiekerk op YouTube invul, of intik, dan gaan jy op ons laaste preek is die waarheid van wedergeboorte. En ek dink as jy daai preek gekyk het, of wat ook al, of jy 'n baie goeie idee wat wedergeboorte is, dan sal vandag vir jou baie sin maak. En so, maar ek gaan jou glad nie in die lug los nie, of jy dit nou gesien het of nie gesien het nie, ek glo dat daar vir elkeen van ons vanoggend 'n boodskap is. Nou, wat is heiligmaking? As 'n mens nou dink aan die term heiligmaking. Nou net die woord heiligmaking, né? Sanctification, né? Sê vir jou, dit is nie iets wat afgehandel is nie. Dit is iets wat gedurig deur in my lewe as kind van God moet gebeur. So wanneer ek wedergebore is, waar ons verlede week oor gepraat het, en ek is nou onder die genade van God deur geloof, het ek, ons gaan nou daaroor praat, Christus aangeneem het as my verlosser en saligmaker, en ek is nou 'n kind van God, ek is wedergebore, dan dit is waar baie mense die fout maak, dink ek. Ons dink wedergeboorte is die einde van die pad, terwyl wedergeboorte is die begin van die pad. Maak dit sin? Ok, so wedergeboorte is die begin, geboorte, sê ons vir jou, babietjie, klein, moet nog groei. Né? So, heiligmaking is nou die proses, dis die pad, dis die lewensreis wat ek en jy loop as kinders van God, om meer en meer soos Jesus te wees, meer en meer Christus gelyke eienskappe uit te leef. Is dit maklik, julle? Nee. As dit maklik was ons almal alright gewees. Maar hoekom sukkel ons so? Want ons sit nog steeds inherent, elkeen van ons sit nog steeds met ons vlees in ons, wat geneig is om sonde te wil doen. Okay, Romeine sê dit nogal duidelik, hy sê die goeie wat ek wil, die doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, die doen ek. Tot Paulus het gesukkel, tot Paulus sê, hier is 'n moeilike pad wat ons moet loop. Want my vlees wil die heeltyd neig na vleestelike dinge, maar my gees neig na geestelike dinge. So, die proses, hoor my woorde skat, die proses van heiligmaking sê, dat dis iets wat ek van wedergeboorte af tot aan die einde van my lewe moet op hierdie pad loop. Dis 'n teevoeter, heiligmaking is die teevoeter, die teenoorgestelde van stagnering. Heiligmaking is die teevoeter van om in jouself te gaan rus
Daar's 'n gelykenis daaroor van die ou wat sy skure vol gemaak het, né? En toe hy klaar die skure vol het, toe sê hy, nou gaan ek rus, nou gaan ek rustig wees. Ek het nou alles gedoen wat ek kan doen, my skure is vol, ek is alright. En wat was die antwoord? Jou dwaas, né? Daai gelykenis se crux, the motto of the story is, ek kan nie op 'n plek in my geestelike lewe kom wat ek kan terugsit en sê, I've been there, done that, got a t-shirt, ek's okay nie. Dis stagnering. Dis die teenoorgestelde van groei. Dis die teenoorgestelde van heiligmaking, né? Okay. So, as ons kan teruggaan, dan moet ons vir mekaar sê, met wedergeboorte, en jy moet nou maar na die proses gaan kyk wat ek verlede week vir jou verduidelik het, daar's 'n bekeringsproses, wat ek die wilsverandering, die sinsverandering moet hê, dat ek gaan my lewe vir die Here gee, né? Dis die wilsbesluit. Gaan kyk bietjie na daai gedeelte. Dan vind daar regverdigmaking plaas. So God verklaar my regverdig op grond van Jesus, wat Jesus aan die kruis gedoen het, en hy verklaar my regverdig op dit. Anderster sou Jesus verniet gesterf het. En ek kan nie myself regverdig verklaar nie. God moet my regverdig verklaar. So wanneer God my regverdig verklaar, ek besluit het om hom aan te neem, dan vind wedergeboorte plaas. En dan volg die pad van heiligmaking. En dis belangrik, dat ons nie net vassteek by wedergeboorte nie, maar dat ons aangaan. En ek wil net hê, ek wil dit eintlik herhaal, want ek wil hê jy moet dit snap, dat maak nie saak in hoe jy dinge sien nie. Sonder geloof in Christus is niks van daai goed moontlik nie. Okay, nie geloof aan God nie, geloof in Christus. Daar's 'n massive verskil tussen die twee. Om net te glo aan God is nie goed genoeg nie. Die Bybel sê vir ons in Jakobus 2:19, die duiwels glo ook, maar hulle sidder. So hulle twyfel nie aan God se bestaan nie. So om aan God te glo is not good enough. Maar geloof in Christus beteken, daar moet 'n oomblik in my lewe of 'n tyd in my lewe wees wat ek my geloofsvertroue in Christus verplaas vir my saligheid. Want ek kan nie self nie. Ek kan myself nie regverdig verklaar nie. Ek kan myself nie wedergebore nie. Wie van julle het julle self laat gebore? Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om jouself te laat gebore. Maar God kan my laat wedergebore. Dis wat hy vir Nikodemus sê. Nikodemus, as iemand nie wedergebore word nie, Johannes 3 vers 3. Wedergeboorte is 'n spesifieke afgehandelde daad wat deel word van my lewe. En daarna volg die pad van heiligmaking. Nou is die verantwoordelikheid op my. Die verantwoordelikheid is op my. Nou begin my lewensreis met God. En nou wil ek gou net ietsie uitklaar, want voor ek kan aangaan met die preek, is daar iets wat jy moet verstaan. En dis die volgende. Nou lees ons in die Bybel van werke. En nou wil ons baie keer terugvoeter na werke toe en sê, as ek goed genoeg is, as ek goed genoeg werk, as ek hard genoeg werk, as ek al die regte goed doen, dan sal ek maar eendag sien, as ek by die pearly gates kom, of Petrus my die hek oopmaak. Né? Wat 'n dwaling. Nommer 1, daar staan nêrens in die Bybel dat Petrus by die hek werk nie. Okay. Nommer 2 is, ek kan hierdie kant van die graf verseker weet, dat ek 'n kind van God is, sonder twyfel. So ek hoef nie te werk om eendag te sien nie, want as dit werke was, sou nie een van ons dit gemaak het nie. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 8 en 9, hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Nie deur werke nie. Kan jy dit duideliker as dit hoor? Sodat niemand mag roem nie. Want anders kan ek eendag daar kom, en dan sê die Here van my, Marius, hoekom het ek jou in die ewige lewe toelaat? Dan sê ek, Here, want ek is Afrikaans. Ek is gebore in die Vrystaat, dis die beloofde land. Né? My van is van Jaarsveld, besef jy wie dit is? Dit is hier, ons het 'n stamboom wat vir niks krik nie. My oeroupa was Adrian Albertus Zacharia van Jaarsveld. Ek was 'n dominee. Ek het gepreek.
En niks van haar goed is goed genoeg nie. Maar wanneer ek vir hom sê, Here, ek verdien nie die ewige lewe nie, maar net op grond van die feit dat ek my geloof in U verplaas het, dat U seun vir my gesterf het, en dat U vir my gesê het, hy wie die seun het, het die lewe. Hy wie die seun van God nie, het nie die lewe nie. Here, op grond van die geloof in U en U genade alleen, glo ek dat ek die ewige lewe het. Dis die enigste rede. Maar nou wil ek hê jy moet gou saam met my lees. Want jy sien, as ons geloof en werke sien as twee teenoorgesteldes, gaan ons sukkel om die Bybel te verstaan. Maar wanneer ons geloof en werke as parallelle sien, dan raak dit maklik. Want ek wil gou jy moet gou net voor ek lees, maar nou nie nou al op die bord lees nie. Hoor gou eers wat ek sê met my lelike gesiggie, laat ek net so maak. As ons geloof en werke met mekaar verwar, het ons 'n probleem. As ons geloof en werke as teenoorgestelde sien, het ons 'n groter probleem. Maar wanneer ek snap dat geloof en werke werk saam, ek werk nie om nie, baie mense dink ons werk om die ewige lewe te beerwe, terwyl die Bybel sê, ons werk omdat ons die ewige lewe het. Tussen om en omdat is 'n groot verskil. Ek dien nie die Here om hom tevrede te stel, sodat hy vir my kan sê, ag weet jy wat Marius, nee, jy het eintlik, weet jy, wanneer in werke gaan dit nou gebeur, dat ek nou genoeg werke gedoen het, dat ek nou uit die swartheid in die grys in beweeg. En dan is ek 'n maybe. En dan doen ek nou nog 'n paar goeie werke, en dan word ek, ekskuus, laat ek nou die klere moet gebruik, maar julle verstaan wat ek probeer sê. Ek het 'n donker hart, en dan word hy so 'n half liggrys, en dan is dit amper, okay Marius, jy's min of meer alright, en dan doen ek nou nog 'n paar goeders, ek gee nog so R300 vir iemand wat sukkel, en ek help iemand, 'n ou tannie oor die straat, en dan beweeg ek nog so 'n bietjie ligter, en dan skop ek nie vandag die hond nie, en dan is ek nog 'n bietjie ligter, en dan ewe skielik doen ek net genoeg werk, en nou is my hartjie wit, en nou is ek sharp. En nou as Jesus kom, maar intussen as ek nou weer 'n sonde doen, wat gebeur dan? Dan voeter ek weer terug na die swart hart toe. Verstaan jy wat ek probeer sê? Die donker hart toe. Dit kan nie so werk nie. Maar wanneer ek werke sien as 'n uitvloeisel van my geloof in Christus, dan maak Jakobus vir ons sin. So hoor gou wat sê hy. Jakobus 2 vers 17 tot 26, en nou sê vir my, Marius, hoekom sê jy vir ons van werke? Want dis juist wat die heiligmaking is. Dis, ek leef nou 'n lewe saam met God, omdat hy my gered het. Okay, kom ons lees nou Jakobus. Dan sê is net so ook, is ook die, en jy moet nou die hele Jakobus gaan lees, né? Okay, dis rule number 1. Gaan lees die hele Jakobus. Moenie net van daar af lees soos ek nou maak nie, maar ek kan nie die hele Jakobus nou vir jou lees nie. Okay. En moet ook nie van vers 17 af lees nie, as jy dan die moeite wil doen, gaan lees ten minste van vers 1 af. Okay. Maar die beste is om die hele hoofstuk te lees, die hele boek te lees. Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou my werke uit my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duivels glo dit ook, en hulle sidder, hulle is bang. Okay, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke regverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Wat was dit? Hy het geloof gehad, né? Ou Testament hy is ook deur geloof gered. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Hy sê, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit het hom tot geregtigheid gereken, en hy's 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, nie alleen uit die geloof nie.
En dit is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het met die ander pad weggestuur het nie. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook geloof sonder werke dood. So wanneer ek Jesus Christus aangeneem het as my verlosser en saligmaker, en ek werk nie om in die ewige lewe te kom nie, maar omdat ek die ewige lewe reeds het, dan wys my werke dat ek my geloof in hom gesit het. Nie ek werk om in geloof te kom nie. Maak dit sin vir julle? Maak net 1 of 2 van julle vir my so, en as jy so maak, kom praat met ons na die tyd, dat ons vir jou daai kan verander in daai. OK. Maar kom ek verduidelik dit vir jou verder. So soos aangaan, gaan daar dalk 'n liggie opgaan vir jou. OK. Wat ons moet besef, is werke equals vrug. Vrug wat ek dra. OK. Hoor gou wat sê Jesus in 2 plekke in die Bybel, en is baie maklik om te onthou, is Matteus en Lukas, 2 van die evangelies, albei van hulle is 3 vers 8. Coincidence? Nee, dis maar net dat dom ouens soos ek dit makliker kan onthou. Matteus 3 vers 8 en Lukas 3 vers 8 sê, dra dan die vrug wat by die bekering pas. Maklik. Maklik om te onthou, maar moeilik om uit te leef. Nee, OK. So, wanneer ek tot bekering gekom het, wanneer ek wedergebore is, moet daar vrug wees. En dis werke. Maak dit sin? Goed. Wat is heiligmaking? Kom ek probeer jou te verduidelik, in 'n simpel manier hoe ek dit verstaan. Heiligmaking is 'n lewenslange proses van gelykvormig wording aan God se beeld. Gaan ek ooit presies soos Jesus kan wees elke dag van my lewe? Nee. Maar wat sê Paulus? Nie dat ek dit al verkry het nie, maar ek jaag daarna, hoor gou hierso, asof ek dit kan gryp. Dis soos 'n donkie. Ekskuus, ek vergelyk nie julle met 'n donkie nie, ek's 'n donkie, hoor. OK, nie julle nie. OK. Dis soos 'n donkie. Het julle al daai prentjies gesien waar die ou so bo op die donkie sit en hy 'n visstok in sy hand? En voor in die visstok is daar 'n wortel. Né? En die donkie sien die wortel, né? En die donkie, want hy is agter die wortel in. Daai wortel is net ver genoeg asof hy hom kan gryp. Maar hy kry hom nie gegryp nie, want as hy hom gryp, gaan hy stop. Maak dit sin? Hoor wat sê Paulus? Paulus sê, om heilig te lewe saam met God, is om te jaag daarna, asof ek dit kan gryp. Of dit in my grasp is, om totaal heilig te wees, maar kan nie wees nie. Maar dit laat my nie stop, om soos hy te probeer wees nie. En julle, ek wil gou vir julle, kan ek gou vir julle 'n tip gee, 'n dieet tip gee? OK, laat ek net my maag intrek voor ek dieet tips gee. OK, ek was in shape gewees op 'n stadium, hoor. Maar ek hoor hulle sê round is ook 'n shape. Lang gelede, toe ek nog hard geoefen het, né? En ek dink ek het 5 keer 'n week gegym, en ek het gewatch wat ek eet. Ek het ook muscles gehad, maar toe betaal ek 1 maand en toe vat hulle dit weg. OK. Maar daai tyd het my personal trainer vir my hierdie ding geleer, en ek wil hê jy moet hom vat na jou geestelike lewe toe. Sy het vir my gesê, Marius, as jy kroek op jou diet, of op jou, sy het dit nie 'n dieet genoem nie, sy het dit 'n reg eet proses genoem. As jy op jou reg eet proses kroek, moenie die hele dag nou aanhou nie. As jy gekroek het vanoggend, né, teen 8:00, moet nou nie sê, ag, nou is die hele dag in sy glory, en nou kan ek maar koek vreet soos ek wil nie, né? Hou op koek vreet. Sorry, eet. En die volgende lunchtyd, dan kap jy maar 'n slaaitjie. En vanaand dan kyk jy wat jy eet. Nou nie die alles weggooi nie, maar is dit nie so met ons geestelike lewe nie ook nie? Ons staan op en dan begin ons verkeerd, en dan dink ek, ag nee, hierdie hele dag is sy glory in, ek gaan nou maar sommer net aanhou om sonde te doen.
dit is die teenoorgestelde. Jy moet so gou as moontlik, moet jy jou spat herstel na God toe en begin vrug dra. En regmaak. En 'n pad saam met die Here stap. Dis heiligmaking. Engels is 'n oulike taal. Ek sukkel met hom as 'n oulike taal. Diane, you will enjoy this one. Faith is the root. Works is the fruit. Dit rym nogal. I'm a poet and I don't even know it. Maar geloof is die fondasie. Dit klink nie so mooi in Afrikaans nie. Maar vrug is die werke is die vrug wat uit daai fondasie uitkom. Nou, miskien moet ons net gaan kyk na 'n praktiese voorbeeld. Ek wil net hê, wanneer 'n babatjie gebore word, ons is nou uit by wedergeboorte verlede week stil gestaan. Nou is 'n babatjie gebore. Jy het nou Jesus aangeneem en jy is nou 'n nuwe kind van die Here en jy is nou net gebore en wat ook al. As 'n babatjie klaar gebore is, het jy al gesien dat die ouers die babatjie van 'n sê vir hom, "Right, jy's nou gebore, shop." Be good. Nee. Daai babatjie moet 'n hele proses van daai babatjie moet nou leer. Eers moet hy leer om net ordentlik nie te skree nie. Ja. Okay, hy moet leer om te loop, hy moet leer om te leer, hy moet leer om sy brein te gebruik, hy moet leer om te eet, hy moet leer om te wat ook al. En in die begin mors hy baie. Né? Ons klein kinders kry nou nog plastiek bekers en plastiek koppies en hulle mag nie in die sitkamer eet nie. Dis sê ek is Salome. Maar hulle moet leer, dit vat 'n tyd om goed aan te leer. Maar ek kan nie die baba daar los en dink, okay, nou is jy gebore, nou is jy okay nie. Hoekom dink ons dit in ons geestelike lewens? Hoekom dink ons as ek wedergebore is dit die einde van die pad en nie die begin van die pad nie? 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig, hoor gou daai woord, word. Wat sê word vir jou? Dis 'n proses. Dis nie afgehandel nie. Dis 'n lewenslange proses. Hy sê, en dan vergelyk hy dit met die Ou Testament uit Lukas uit, Levitikus uit, wat hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Moenie skrik vir die woord heilig nie. Jy is eenkant gesit vir God. So, julle sien dat dis 'n lewenslange proses wat gaan aanhou en aanhou en aanhou. So, dis belangrik dat ons met hierdie proses aangaan, want heiligmaking is verhoudingsgroei. Sê dit gou vir jouself. Heiligmaking is verhoudingsgroei. Wanneer ek iemand ontmoet vir die eerste keer, en ons steek mekaar hande uit, hallo, ek is Marius, hallo, ek is Piet, dan het ek en Piet nou pelle geword. Piet is regtig een van my beste pelle. En ek en Piet loop 'n lang pad. Maar die dag toe ek vir Piet ontmoet het ek en Piet mekaar nog nie geken nie. Ek het geweet nou van Piet, maar ek ken nou nie lekker vir Piet nie. Maar hoe langer ek met Piet begin 'n pad stap het ek en Piet die Dawid en Jonathan geword. Maar dit het in 'n verhouding ontaard waar ek en hy in vriendskap in mekaar geloop het en ek het geweet wat hy doen, ek het geweet wat hy dink partykeer, ek het geweet wie Piet is en wat Piet is en partykeer is dit in enige verhouding werk het so, ons begin mekaar beter en beter leer ken, maar dit gaan oor tyd spandeer saam met mekaar. So pas dit toe in jou geestelike lewe. As wedergeboorte die ontmoeting is met God, dan moet dit mos in oorgaan na 'n verhoudingsgroei toe. Wat ek in verhouding met hom loop en hom beter en beter leer ken, dit is verhoudingsgroei. Ek ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. Efesiërs 4 vers 30 sê hy verseël my. Hy is my waarborg. Maar dis nie die einde van die pad nie, dis die begin van die pad. Ek moet nou leer, net soos 'n babatjie moet leer om te lees en te loop en te skryf en mooi te eet en al daai tipe dinge en so aan, net so moet ek nou leer. Ek moet leer, baie dinge leer. Ek moet leer dat hy heers.
Ek moet leer dat ek aan hom moet oorgee. Ek moet leer dat ek hom moet vertrou. Ek moet leer om saam met hom op pad te stap, dat hy al hoe nader, dat ek meer en meer van sy eienskappe begin identifiseer in my lewe. En dit loop uit in Romeine 8. Hoor gou hierso, Romeine 8 sê vir ons vers 29 en 30, weer eens, gaan lees weier as dit. Hy sê, maar ek, hoor gou hierso, hierdie was vir my so amazing weer gewees, om het net weer te lees uit hierdie oogpunt uit. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, dit hy ook van tevore verordineer. As jy nie weet wat verordineer beteken nie, dit beteken, hy het jou bestem. Ok, so sit bestem daarin. Ek kan nou nie aan 'n Engelse woord dink nie. Ok, maar, bear with me. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore bestem om, hoor gou hierso, en ek het vir jou in geel gesit, wat is die doel van die kind van God? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wat is dit? Heiligmaking. Hoe word ek meer en meer soos Jesus? Deur gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Hoe kry ek dit reg? Deur in met die seun in verhouding te wees. Deur vrug te dra. Deur die vrug van die gees uit te lewe, deur die gawes van die gees te ontvang en dit uit te lewe. Hy sê en soos, hoor gou hierso, hier's God se goed wat hy met ons gedoen het, né? Dis die 3 goed wat God doen. Hy sê, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. Almal van ons is geroep. En die wat hy geroep het, die het hy geregverdig. Dis iets wat net God kan doen. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Dit lê in die toekoms. Wanneer gaan ons verheerliking ontvang? Aan die einde. Julle aan die einde. Maar julle het 'n reality my geslaat die afgelope paar weke. En vergeet gou net vir 'n oomblik jou siening oor die wederkoms. Vergeet net vir 'n oomblik wat jou eskatologiese siening is oor die wederkoms. Is jy gereed vir jou persoonlike wederkoms? Party mense lewe asof Christus gaan kom, maar Christus gaan kom oor 10 jaar en 20 jaar en 50 jaar en wat ek al ag, die Here gaan terugkom eendag en ek het nog tyd. Maar julle, die realiteit van die dood is dat hy kom op 'n oomblik wat jy dit nie verwag nie. Niemand van ons het 'n garantie nie. Ek kan nie sê ja, ag Here, ek sal eendag my lewe vir U gee. Ek sal eendag ek sal nog daarby uitkom nie. As 'n paar sê ek sleutelverse oor heiligmaking wat ek net vinnig vir jou wil gee. Ek wil net met gou saam met my 'n bietjie Bybelstudie doen. Skryf neer, neem af wat ook al wat jy wil doen, maar daar's 'n paar van hulle. Ek gaan begin met Filippense 1:6. Hy wat die goeie werk in julle begin het, dat hy dit sal volëindig tot op die dag van Christus. Ok, dis belangrik dat ons sien, ons praat nou van die goeie werk wat begin het is wedergeboorte en die pad van heiligmaking sal volëindig word op die dag van Christus. Nou Filippense 1:6. Maar kyk gou 'n bietjie na 2 Korintiërs 3:18. Hierdie is vir my 'n mooi vers en jy moet hom mooi lees. Hy kan de mekaar lyk, maar as jy hom eers gesnap het, dan snap jy hom mooi. Hy sê, ek gaan vir jou die 83 vertaling eers lees want hy sê hom vir my, ek dink die 83 is 'n baie goeie vertaling hierso. Hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dis 'n mooi vertaling van hierdie gedeelte. As die 53 sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van die heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Nou, as jy dit lees, dan kan jy 53 kan vir jou so half bietjie, ek sê heeltemal 100% seker nie, maar ek dink die 83 vertaal hom vir my baie bitter mooi hierso. Maar iets wat ek mis, wat ek net gou vir jou aandag wil op vestig is, die 53 gebruik die woord van ek aanskou Christus. En jy kan gaan kyk na baie van die Engelse vertalings sê dit ook. By die aanskouing van Christus. So hoe weet ek dat ek vorder op die pad van heiligmaking? Wat is my maatstaf? Jesus. Deur hom te aanskou. Sy werk, dan spieël ek myself. 2 Korintiërs 3:18. Ek spieël myself in Christus. Ons fout is, ons spieël onsself in mekaar.
Dink bietjie daaraan. Ons kyk vir mekaar. En julle, die probleem is, as ons vir mense kyk, gaan ek val. Want ek vergelyk my met iemand wat 'n mens is, wat ook op die proses van heiligmaking besig is, wat ook foute het, wat ook sonde doen. En ek spieël myself en ek sê, ek wil graag soos Lammie wees. Lammie is nou vir my hero, ek kyk nou net vir Lammie. En dan, ek vergeet, Lammie is met Kotie getroud. Nee, ek grap. Nee, maar julle verstaan wat ek vir julle probeer sê. So waarin spieël ek myself? 2 Korintiërs 3:18. Ek spieël myself deur die aanskoue van Christus. Kyk ek in die spieël. Dis net, en kyk net hoe hy sê, ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Ons word verander, dis die hele tyd 'n proses en so aan. So jy het dit gesnap. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Kom ek lees vir julle NIV, ek gaan my beste probeer. Hy sê, my God himself, the God of peace, sanctify, dit is heiligmaking, you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. So wat is die doel van hierdie ding, van heiligmaking? Dit is dat ek vlekkeloos, onberispelik, sê die woord, bewaar word, tot wanneer Christus kom. Maar hoe? My liggaam, my siel, my gees is in die proses van heiligmaking. Ok, 1 Tessalonisense 4 vers 3, julle almal ken hom. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. So wil God hê ons moet soos sy seun wees. Ja. Hy wil hê ons moet so naby as moontlik aan sy seun se beeld kry. Jy kan hier dieselfde, jy kan net, ek het dit nou nie die verse op nie, maar jy kan ook gaan lees bietjie vir my Efesiërs 4, wat hy vir ons dit verduidelik. Ok? Efesiërs 4 is, jy kan die hele Efesiërs 4 gaan lees, maar spesifiek hier van vers 11 af, dink ek begin daar 'n nuwe gedagte in Paulus se kop. Wat hy sê, julle ken almal hierdie Efesiërs 4 vers 11, julle het hom al 100 kere gehoor. Hy sê, want sommige het hy gegee as apostels, ander is profete, ander is evangeliste, ander is herders en leraars. Vers 12 sê, wat? Hy sê, sodat ek die heiliges kan toerus vir hulle, dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God. Vers 14, sodat ons nie meer soos kinders sou wees nie, wat deur elke wind van lering heen en weer geswaai word nie. So hier kom geestelike volwassenheid uit. Dit kom uit, ons moet toegerus word vir ons dienswerk, sodat ons tot volwassenheid kan kom, sodat ons nie deur elke dwaling rondgegooi word en alles glo wat elke ou kwytraak nie. Dit kom net uit geestelike volwassenheid. Gaan kyk bietjie na daai gedeelte en dan gaan kyk ook na Kolossense 3, een van my favorite hoofstukke in die Bybel. Wat hy sê, dit is 'n hele proses van uittrek en aantrek. Gaan kyk bietjie Paulus 'n mooi vergelyking daar wat hy sê, beklee julle met Christus, beklee julle met dit, beklee julle met die vrug, beklee julle. So ons moet aantrek. Ons moet hierdie goeie goed aantrek. Dit is behalwe die armor of God. Ok. Ek moet begin roer. Die hoe van heiligmaking. So hoe? Miskien kan ek net vir jou dit so wys. Vir baie vinnig daardeur gaan. Neem 'n fotootjie as jy wil. Of sit dit in jou kop of pause YouTube. Ok. Hoe groei ek nou nader aan hom? Die Heilige Gees verander my van binne na buite. Hy sê vir die fariseërs op 'n stadium, julle moet eers die binnekant van die beker skoonmaak, dan sal hy self buitekant skoon word. Want die fariseërs was so geplaag geweest oor die buitekant van die beker, dat hulle die binnekant van die beker was vrot geweest. Toe sê hy vir julle soos grafte, julle is buitekant fraai en mooi gepaint en alles van buite af, maar binne is julle soos 'n graf vol doodsbeendere. So, heiligmaking is to be changed from the inside out. Ek dink die enigste ou wat hierdie konsep vertaal het, en dis net 'n parafrase, dis nie woord vir woord vertaling nie, moet my nie kruisig nie, ok? Ek sê maar net, as jy na 'n goeie vertaling van Romeine 12 vers 1 en 2 gaan lees Eugene Peterson se message vertaling, dan sal jy sien wat ek nou bedoel. Hy vat die konsep raak hierso van heiligmaking. I trust the Lord to change me from the inside out.
Dis heiligmaking. Ek kan nie buitekant werke doen as ek nie binnekant verander nie. Want dan werk ek weer om en nie om dat nie. OK. Gaan kyk na Galasiërs 5 vers 16 tot 26. Dit is 'n lang gedeelte, maar dis daar waar hy praat van die gees en die vlees en hierdie twee staan teenoor mekaar. En die hele geveg tussen jou gees en jou vlees. Ek moet my vlees kruisig en oorgee aan die Here sodat my gees geopenbaar kan word. Dis die heiligmakingsproses. Is it easy? Nee. Dit is nie so maklik nie. Vra jouself af. Maar die volgende ding wat belangrik is die woord verander my normes en my waardes. Jy sien, en dis die ander ding, as ek nie die woord van God by my hou, en die woord van God bestudeer nie, gaan ek nie sien waarheen is ek op pad nie, en gaan ek nie sien wat God vir my gaan doen nie, want die waarheid maak jou vry. Gaan kyk maar na Johannes 17:17. Gebed trek my beeld na sy beeld. Dis daai spieël amper, né? Dis ek weerspieël hom, en hoe meer tyd ek in sy teenwoordigheid spandeer, nie net deur die woord te lees en dit deel van my lewe te maak nie, maar om terug te kommunikeer met hom. Dis mos wanneer ek gaan begin groei, wanneer ek met God begin praat in gebed. En dan die laaste ene is, ek sien ek het 2 nommer 1's daar, en dan 'n 2 en 'n 3, skus, ek sien dit nou eers. Ek sien nie, hier's 'n paar mense wat, kan jy nie tel nie. Ek sien jy kom van die Vrystaat af. Ek het gehakel. 1, 2, 3. OK. Dis 1, 2, 3, 4. Ek sien dit nou eers, kies. Nommer 4. Volgens julle nommer 3. Gehoorsaamheid verander my denke en optrede. En dis belangrik dat ek op 'n punt kom van gehoorsaamheid. Want dit gaan my denke en my optrede verander. Gaan kyk na Jakobus. Word daders van die woord, nie net vergeetagtige hoorders. Hy sê, want jy is soos 'n mens wat in 'n spieël kyk en as jy wegloop of vergeet jy wie jy is. Ek voel baie keer so as ek die oggend opstaan, as jy daar mee hoek van die badkamer kom en jy kyk in die spieël. Hè? Wie is hierdie ouetjie? Jong, hy het oud geword. OK. Daar's 'n paar voorbeelde in die natuur wat ek gou net weer by jou wil bring. Die eerste een is 'n kind. Ek het hom klaar so half en half vir jou gegee. Ek gaan nou nie weer herhaal nie, maar 'n kind wat gebore word, het 'n hele proses voor hom. So ons kan nie by wedergeboorte vassteek nie. Ons moet aanstap met heiligmaking. Kom ons vat 'n boom. Nog 'n voorbeeld uit die natuur uit. 'n Boom, as ek wil hê 'n boom moet vrug dra, wat moet ek met daai boom doen? Moet ek hom net los? Nee, ek moet omspit om hom, en ek is glad nie 'n tuinkundige nie. Wil ek maar net sê. Maar jy spit glo om hom, en jy gee vir hom voeding, en jy kyk na hom blare, en jy moet hom snoei, baie belangrik, né? En dan, as jy mooi na jou plantjies kyk, dan dra hulle vrug. Dis die proses van heiligmaking. Maar as ek die boompie los, en ek plant hom, en ek sê vir hom, good luck, John, may the odds be ever in your side. Hunger Games, hier kom jy. Dan gaan hy boom met die maak hê. Net soos dit in my geestelike lewe. En dan die beeld wat die meeste vir my beteken, is as jy vir 'n beeldhouer 'n groot blok gee, 'n marmerblok of wat ook al, en jy sê vir hom, maak vir my 'n perd uit hierdie blok marmer uit. Dan sê die beeldhouer vir jou, Bob se ankel, ek gaan dit nou doen. En wat doen hy? Hy begin te chip aan hierdie blok. Né? En dan ek vra myself, hoe moeilik is dit om uit 'n blok, uit 'n perd te kap? Dis maklik. Jy kap net alles weg wat nie soos 'n perd lyk nie. Is dit nie so nie? Soos jy 'n blok het, alles wat, as jy voor hom staan, dan sê hierdie gedeelte lyk nie soos 'n perd nie, doef. Hierdie lyk nie soos 'n perd nie, doef. En as jy klaar is, dan staan daar 'n perd. Come on. Maar vir God werk dit so. Wat is heiligmaking? Ek kap alles weg wat nie soos Jesus lyk nie. Dis 'n mooi beeld. As ek oorgee, en ek sê vir hom, Here, vorm my, maak my, net soos U wil. Kom kap weg
alles wat nie soos Jesus lyk nie, dan kap hy meer, en hy kap tweedrag, en hy kap leuns, en hy kap jok, en hy kap al die goeders weg. My tendens van my vlees word weggekap, en die tendens van die gees moet tot voorskyn kom. Here, as ek elke dag net kan bid, Vader, kap asseblief alles weg, wat nie soos U lyk nie. Dat ek soos U kan lyk. God wil nie net kinders hê nie. Hy wil voorbeelde hê. God is nie tevrede dat ek net sy kind is nie. Hy wil hê ek moet 'n voorbeeld wees vir ander mense. Hy wil hê ek moet lyk soos sy seun uiteindelik. Ek moet soos sy seun optree. Ek moet soos sy seun dink. Ek moet soos sy seun moet ek dinge begin beredeneer. Dis heiligmaking. Efesiërs 4 vers 12 en 13. Hy sê, ek het hom nou vir julle gequote. Ek weet net nou kan julle check of ek reg gequote het. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Wanneer? Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die seun van God. Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So jy sien, daar's 'n tot. Dis heiligmaking. Wat is die uitvloeisel van heiligmaking? Ja, julle, vrug. Ek sal vrug dra. Die vrug sal by die bekering pas. Ek sal siele vir Jesus wen. Ek sal na die beeld van sy seun gelykvormig word. Ek sal al hoe meer kere begin optree soos hy optree en minder optree soos Marius optree, die hooligan, en meer soos Jesus, die verlosser. My gees en my vlees sal in oorlog bly, maar ek sal meer kere oorwin. Ek sal vir langer tye oorwin. Jy sien, dit kom maar weer by die daai ding uit, né? As ek een keer oortree het, moet ek nou nie aanhou koek eet nie. Ek moet nie, ag ek het nou klaar koek geëet, nou gaan ek sommer 'n slap chocolates ook koop nie. Ag, en so by the way, terwyl ek besig is, ek gaan net by die koffie verby daai ration, daai long ration, en dan maak ek julle honger, né? En slap chips wat so in die olie gebraai is. Jo, yummies. Maar wanneer ek op 'n reg eetproses is, dan werk ek maar 'n slaaitjie deur en 'n hoenderworsie. Maar dit is goed vir my. En ek sê dit vir myself. Koken. Is goed vir my. Nee, dit is nie so erg nie, julle. Maar wanneer my kop reg is, dan raak dit naderhand nie meer moeite nie. Om reg te eet, gesond te lewe, het baie meer voordele in. Dis wanneer ek die beste nog ooit in my lewe gevoel het, na liggaam, siel en gees. Toe ek reg geëet het en reg opgetree het, en ek gaan dit weer doen, né? Is ek van my bloeddrukpille af, ek was van my cholesterolpille af, ek was van alles af, want my liggaam het begin beter funksioneer. Ek het niks pille meer gedrink nie, niks nie, want my liggaam was op 'n beter spot. Nou sit nou net daai effek in jou geestelike lewe in. As ek op Jesus se diet is, as ek Jesus se gees in my het, en my gees oorheers my vlees, gaan ek nie meer nodig het vir al die artificial goeders nie, want sy gees is in my. En dan, ek gaan dit meer gereeld reg kry, ek gaan langer tye, ek gaan sonde begin afsterf, wat ek nou mee sukkel, gaan naderhand nie meer 'n issue wees nie. Gaan lees Galasiërs 5 vers 16 tot 23, gelees die hele Galasiërs, maar as jy net moet Galasiërs 5, maar spesifiek van vers 16 af, skryf jou hierdie hele proses, gaan hy nou vir jou verduidelik. Ok. Wat is die tydperk van heiligmaking? Dis my laaste punt. Die tydperk van heiligmaking, ek het dit al vir jou gesê, ek gaan vir my sê, Marius, ons weet dit nou almal, dit gaan nooit stop nie. Daar's hy. Het julle hom? Ok. Moet ek dit vir julle bewys? Ok. Filippense 3 vers 12 tot 14. Dis waarvan ek nou gepraat het. Nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna asof ek kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. As gevolg van wedergeboorte, ek is deur Jesus gegryp, is ek nou op hierdie proses van heiligmaking, asof ek sy beeld kan gryp en soos hy kan wees. Hy sê, broeders, julle kan susters bysit, want dit is vandag Vrouedag,
Ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Ek kan dit nie self gryp nie. Hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge, en hier maak ons 'n groot fout op die pad van heiligmaking, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry in die hoë roeping van heiligmaking, kan ek sê, van God in Christus Jesus. Nou maak hierdie vers vir jou ewe skielik anders sin. Nou begin hierdie vers vir jou, wow, Filippense 3, ek het jou al soveel keer gelees, maar ek het nie besef dis wat hy sê nie. Net laaste bewys. En daar's baie, maar ek gaan net vir jou nog hierdie enetjie gee. Johannes 3 vers 2, 1 Johannes 3 vers 2. Hy sê, geliefdes, nou ons kinders van God, en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. So wanneer gaan hierdie proses klaar wees? Either by die wederkoms, of jou begrip van die wederkoms, of wanneer Jesus jou kom haal, persoonlik. Dan is die proses klaar. So as jy glo in die wegraping, en jy glo dat Christus sy bruid gaan kom haal, dis wanneer dit gaan stop. As jy glo in net die wederkoms, daar is nie so iets soos 'n wegraping nie, dan is dit vir jou by die wederkoms. Ons sal eendag Abo sal ons sien, eskatologies. Maar, ek wil jy moet vandag een ding hoor. Moenie leef asof jy eendag moet reg wees nie. Lewe asof jy nou moet reg wees. Want Jesus kan nou kom, of hy kan nou vir jou kom. En dis die vraag. Lewe ek hierdie pad van heiligmaking? Ek het 'n prentjie van 'n onvoltooide huis in my kop. Ek imagine gou 'n bou, ek sluit nou af, né? Hier is nou die afsluiting. OK. Imagine gou, jy kom op 'n bousite af. En daar lê net 'n fondasie. Die droom van 'n huis is daar, maar hy's nie daar nie. Ons het klaar die erf gepurchase, ons het die fondasie gegooi, ons weet presies op plan hoe hy gaan lyk, maar hy's nog nie daar nie. Nou moet ons die huis begin bou. En dis waar die moeite inkom. Dis die pad van heiligmaking. Jou fondasie is gelê in Christus. Nou gaan ons saam bou aan ons geestelike lewens om volwasse te word. Dis die proses van heiligmaking. Ek hoop ek het dit regtig so eenvoudig as moontlik vir myself probeer verduidelik, sodat ek dit verstaan. Mag die Here vir elkeen van ons genade gee om op hierdie pad te stap saam met Christus. En weet julle, ek wil net ietsie herhaal wat ek verlede week gesê het. As ek sien iemand se voete gly, né? Kom ons gaan haal hulle. Kom ons gaan vat iemand aan die arm. Sê kom man, kom ek en jy loop saam. Ons is nie om mekaar te oordeel nie, ons is hier om mekaar te help op hierdie pad. Mag God jou genade gee op jou persoonlike pad van heiligmaking nader aan sy beeld. Amen. Hemelse Vader, dit is vir my 'n voorreg om vanoggend U naam te kan aanroep. Dit is my 'n voorreg om oor hierdie proses van heiligmaking te praat, Here, wat ons almal is op hierdie proses. Here, hier is nie een van ons wat hierso staan nie, en ek is die eerste ou wat my hand opsteek, wat sê, Here, ek is definitief nie die beeld van Christus op aarde nie. Ek is 'n mens, ek maak verskriklik baie foute. En ek wil amper vra, Here, help dat mense nie na my kyk nie, maar dat hulle na hulle self sal spieël in U spieël. En dat ons by aanskouing van U, 2 Korintiërs 3:18, onsself in 'n spieël sal sien en onsself sal vergelyk, sodat ons meer en meer soos U kan word, U vrug kan dra. Here, deur U, Here, kan groei, deur U die gawes van die Gees op te tel, sodat ons ook vir U koninkryk 'n verskil kan maak. Ons bid dat U vir ons sal seën op ons pad vorentoe, en dat U verheerlik sal word in elkeen van ons se lewens op ons pad, wat ons saam met U stap.
Ons besef dis ons verantwoordelikheid om te groei, dis ons verantwoordelikheid om heilig te lewe, dis ons verantwoordelikheid om uiteindelik die vrug van die Gees uit te lewe, maar ons wil bid, Here, dat U vir ons genade sal gee, dan vir dit ook, in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die inwoning en die instaatstelling van sy Gees in elkeen van ons harte. Amen.